Ons begin vanoggend met 'n nuwe reeks. Kom in posisie. Get into position. Kom in posisie. Ek glo dat die Here met jou 'n afspraak het vanoggend en dat hy deur sy genade en sy goedheid en sy guns jou lewe gaan aanraak vandag en jou omstandighede gaan verander. Die amens is min, maar dit is so. Glo jy dit saam met my? Is daar 'n verwagting in jou hart daarvoor? Jy moet 'n verwagting hê in jou hart en in jou lewe. Ons gaan 'n bietjie gesels uit 2 Kronieke, die 20ste hoofstuk. 2 Kronieke, die 20ste hoofstuk, en ek gaan nou nie al die verse lees van vers 1 tot by vers 30 nie, maar ons gaan by 'n paar stil staan, wat baie belangrik is. Ons moet verstaan, waar is Israel op die oomblik in tyd? Tussen die volk Israel, die hele volk het geskeer en Juda is nou op sy eie. En Israel, wat die ander klomp stamme is op hulle eie, die 10 stamme. En Juda is op sy eie. Die koning van Israel het ons nou in Jerusalem geregeer, maar nou het hulle ons geskeer, so dis nou die koning van Juda wat in Jerusalem is. Die volk het agteruit gegaan, geweldig teen hierdie tyd. Daar was baie krisisse, afvalligheid. Die Here het baie profetiese woord gebring. Hulle is deur verskeie konings van ander volke ingeval. Hulle is gestroop, geroof. Die tempel is 'n paar keer geroof. Die paleis van die koning is 'n paar keer geroof. Israel of Jerusalem en Juda op hierdie stadium is 'n skaduwee van wat hulle was. As jy nou regtig nou net sou, eintlik 'n patetiese klein groepie mense. Koning Josafat is op die stadium die koning in Juda. En nou gaan ons so 'n bietjie 'n paar verse lees en dan gaan ek net so ietsie daaroor sê. Ons lees daarvan af vers 1. En daarna het die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle 'n deel van die Meuniete teen Josafat gekom om te veg. En toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see, van Edom af. En kyk, hulle is al in Haseson Tamar, dit is En Gedi. Het Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek, en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. Jy sien, toe hy hoor van hierdie magtige, dis 3 volke wat eintlik teen hom opstaan, en toe hy van hulle hoor, toe word hy bevrees. Soos wat situasies en omstandighede en goed wat met ons gebeur in ons harte baie keer opwek. Vrees. Nou ons gewoonlik het ons in so 'n situasie 2 soorte vrees. Die een vrees wat ons het, is die vrees, al kan ons iets aan die situasie doen, het ek nog steeds 'n vrees vir die uitkoms. Ek voel, ek kan iets doen, maar ek is nog steeds bang, omdat ek nie weet, gaan dit werk as daar 'n uitkoms nie. So dis die een soort vrees, wat ons baie keer het, vir goed wat in ons lewens en omstandighede gebeur. Ons kan iets daaraan doen, maar ons is ongemaklik met die situasie. En dan die ander ding is wanneer 'n vrees jou beetpak, omdat jy weet, ek is absoluut, totaal en geheel en al hulpeloos. Hieraan kan ek niks doen nie.
En dis die vrees wat vir die koning hier beetpak. Want hy weet, daar's nie 'n kans dat hulle as 'n volk, Juda, teenstand kan bied teen hierdie magdom van soldate wat teen hulle optrek nie. Hulle self het maar net 'n klein bietjie soldate. So dis 'n magteloosheid wat hom beetgryp. En nou sê hy het bevrees geword. En hy het die een ding gedoen wat kinders van God die voorreg het om te doen. Wanneer iets jou gryp en jou beetpak en jou omstandighede, 'n vyand, maak nie saak of dit 'n liggaam of siel of gees is nie, maak nie saak hoe dit lyk nie, wanneer daai vyand na jou toe aangestap kom. Nou ons almal weet ons nou al, hoe werk ons koppietjies, né? Ons weet van die vyand, ons hoor van die vyand, ons sien dalk die vyand, en skielik hier binne in ons aan hardloop hierdie dingetjie mos nou. Soos 'n spintolletjie hardloop hy met jou. En hy sê vir jou allerhande goede. Is maar so. Jy sien al die uitkomste van hierdie groot oorlog en al die goed wat gaan gebeur. En hy's in hierdie oomblik, het hy iets gedoen wat ek en jy die voorreg het om te doen. Hy het na God toe gedraai. Hy het gedraai na die enigste een wat 'n uitkoms kon gee. God. En hy draai nie net nie, hy sê vir die hele volk, ons gaan 'n vasdag uitroep. Ons moet nou God se aangesig soek. Want hier is moeilikheid. We read from verse 14, and the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, the son of Zechariah, son of Benaiah, son of Hiel, son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, in the midst of the assembly, and he said, listen, all Judah, and inhabitants of Jerusalem, and King Jehoshaphat. Thus says the Lord to you, do not be afraid, do not be dismayed at this great horde. For the battle is not yours, but God's. So the Spirit, Holy Spirit became present. Ek dink sommige mense die Heilige Gees het net in die Nuwe Testament beweeg. But he became present, and when he is present, something happens. Suddenly you start to hear the voice of God speaking to you. En dis die ding wat ons almal nodig het, om te hoor binne in ons pyn en ons hartseer en ons vrees, het ons nodig om 'n stem te hoor wat kragtig genoeg is om deur die vrees te dring. Dis hoekom ons fokus op God. En ons 'n verwagting het dat God oor my, met my sal praat oor hierdie vrees ding wat na my pad kom. Vers 16 sê hy, nou gee God vir hulle, sê hy vir hulle wat moet, hy sê, trek môre af teen hulle. Hulle kom met die hoogte Hasses, en julle sal hulle aantref aan die kant van die dal voor die woestyn Jeriel. Of Jeriel. Julle hoef daarby nie te veg nie. Staan gereed. In die oorspronklike sê hy, take up your position. Neem jou posisie in. Bly staan en aanskou die redding van die Here by julle. Juda en Jerusalem, vrees nie en wees nie verskrik nie,
trek môre teen hulle uit en die Here sal met julle wees. So Josafat kon dink by homself, jy weet, hierdie stad, Jerusalem, hierdie stad is 'n sterk stad. Hierdie stad het dik mure en torings, en ek kan my soldate op hierdie stad se mure sit, en hierdie stad se mure is die, hier kan ons nog 'n bietjie teenstand bied. God sê vir hom, nee, trek uit dit wat jy dink krag is en sterkte is, en gaan staan op die vlakte. Where you are totally vulnerable. Daar waar jy niks voor jou het nie, jy sien, kyk, ons kan in die stad, hy kon in die stad bly, en wanneer God die oplossing bring, kon hy sê, ons het gestaan, want Jerusalem se mure is sterk. Jy sien, maar soms moet ek en jy na 'n plekkie toe kom, wat die enigste uitkoms is, God het ingegryp. En hy doen dit met ons. En hy bring ons op daai plekke, sodat ek in 'n erkentenis kan kom, Here, net U het ingegryp. God sê vir Josafat, trek uit na waar ek jou wil hê. Dis waar jy moet kom. Dink u dat God het voor die tyd geweet hierdie goed gaan gebeur? Of dink u toe daai manne daar by koning Josafat aankom en Josafat na God toe draai en vir hom sê, Here, jy moet nou ingryp. Toe sê hy, wat nou? Waarmee moet ek ingryp? Wie's dit? Waar is hulle? Nee, hy het geweet wie dit is. Hy het geweet waar dit is. Hy het geweet wie is aan die kom. Hy ken die vyand. Hy weet hoe lyk jou vyand. Hy weet hoe lyk die ding wat jou bang maak. Hy weet hoe lyk die goed wat jou laat vrees. Jy sien, daar's 'n tyd en 'n plek waar die vyand verslaan moet word. Maar dis God se tyd, God se plek. Ons het almal 'n geneigtheid om die maklike plek te kies. Die veilige plek met die hoë mure en die sterk torings. Jy weet, ek kan daar bo staan en my pylenboog afskiet daar na onder toe. Ek hoef nie naby aan die vyand te kom nie. Maar die Here sê, gaan staan daar teen die rand. In die openbaar. Julle klein handjie vol mense. Waar hierdie magtige vyand wat saamgetrek is uit 3 nasies, so gaan opkyk en julle kan sien en dink, wat is daai nou? Wat is dit? Hulle sal amper voel soos, jy weet, die vyand voel ons baie keer so. Sit so lank die bacon en die eiers op, ek gaan net gou daai ouens verslaan. Dan kom ek terug. Want dis vir ons baie keer voel die vyand oor ons dink en voel. And then in verse 22, and when they began to sing and praise, the Lord set an ambush against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, so that they were routed. For the men of Ammon and Moab rose against the inhabitants of Mount Seir, devoting them to destruction. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they all helped to destroy one another. Dis 'n wille een hierdie. So hier staan Josafat en sy hele groep mense daarvoor. As jy nou deur die hele stuk gelees het, soos ek gevra het, jy weet, hy het die lofsangers opgestel en gesê, okay, julle stap voor en hier kom ons en hulle neem hulle posisie in daar op die berg en hulle sien hierdie magdom mense. En dis hoekom die Here vir hulle gesê het, neem jou posisie in en bly staan. Jy sien baie keer, wanneer die vyand so op jou afkom, dan voel jy lus om te hardloop.
Jy voel lus om te gaan wegkruip. Jy voel, ek kan nie nou 'n plek inneem nie. Hier is te gevaarlik, hier pyn, die hartseer, die gevolge gaan te groot wees. Ek weet nie wat om te maak nie, maar hier staan hulle. Moenie neem jou plek in, staan vas, moenie vrees nie, sê hy. En toe hulle begin sing, jy sien, want wat doen jy wanneer jy sing? Jy sê vir God wie hy is. Jy sê nie, jy vat jou fokus weg van die vyande wat daar staan, jou omstandighede, die goed wat jou bang maak, die goed wat jou pla, en jy sit dit op God. En jy gee hom eer. En God sê, dis al waarvoor ek wag. Ek wag dat jy my sal loof en prys ten spyte van jou omstandighede. En die Here gryp in en hulle roei mekaar uit. Die woord sê, daar het nie een oorgebly nie. Nie een het oorgebly nie. En nou kom ons in vers 25 en hy sê, daarom het Josafat en sy manskappe gekom om die buit in te samel. En hulle het by hulle 'n menigte goed en klere en kosbare voorwerpe gekry en het soveel vir hulle gebyt dat hulle dit nie kon wegdra nie. En hulle was 3 dae lank besig om die byt in te samel, want dit was groot. Jy sien, die Here bring die oorwinning, maar hy bring baie meer as oorwinning. So kom ek vra jou nou, waar is jy nou? Hoe lyk jou situasie? Is daar by jou ook so 'n menigdom van vyande, Moab en al die vyande wat saamtrek en besig is om op te span teen jou? En miskien is dit finansies, miskien is dit jou liggaam wat besig is om stadig in te gee. Miskien, maak nie saak wat dit is nie, hoe lyk jou vyand? Ek weet nie hoe hy lyk nie, maar God weet vanoggend hoe lyk jou vyand. Hy weet wat is dit wat vrees in jou hart wakker maak. Hy weet dit wat dit is wat jou laat bewe en hier in jou hart. Jy sien, jy kan selfs op 'n goeie plek wees vandag. Die vraag is nie as jy op 'n goeie plek nie, die vraag is jy op die regte plek. Wanneer laas het jy na God toe gedraai en vir God gesê, Here, is hierdie plek die regte plek? In my lewe, in my verhoudinge, is ek op die regte plek met my bediening? Waar staan ek, Here? So jy kan op 'n goeie plek wees, maar op 'n verkeerde plek, en jy beleef die goeie, maar God het meer in stoor vir jou, die oomblik as jy op die regte plek kom. As jy jou posisie inneem, soos wat jy veronderstel is om te doen. Om by daai plekkie uit te kom. So kom in posisie in. In verse 17, we read this. You will not need to fight this battle. Stand firm, hold position, and see the salvation of the Lord on your behalf. Hold your position. Weet julle wat? Baie keer dan kom die Here en sê vir jou, ek gaan vir jou uitkoms gee, ons het beloftes, ons het verse in die Bybel wat ons lees en met ons praat en sê, maar weet jy wat, jy staan daar en jy sien die vyand, en jy sien die vyand, en jy sien die vyand, en hy lyk verskriklik, en al wat die Here vir jou sê is, bly staan, moenie hardloop nie, moenie ander planne maak nie, hierdie is my plan, hierdie is my tyd, hierdie is my oomblik. Jy sit en sê vir jouself, hoe lyk die toekoms? Ons leef in 'n baie snaakse wêreld vandag. Ons leef in 'n wêreld wat goddeloos is. Ons leef in die laaste tye. Ons leef in 'n wêreld waar reg lankal nie meer reg is nie. Verkeerd is nou reg en reg is nou verkeerd. Ons sit en kyk na onsself, ons kyk na ons kinders en ons wonder,
Wat 'n plek gaan my kind groot word? Ek kyk na my kleinkinders en ek dink, Here, hoe gaan hierdie wêreld werk met my kind? Wat gaan wees? Waartoe gaan hulle eendag moet gaan? Ons kyk na die opmars van Islam, ons kyk na die opmars van net blote goddeloosheid. En jy wil so half vrees in jou hart kry oor wat lê voor, Here. Maar die Here sê, bly staan. Bly staan. Jy sien, jy moet op die regte plek kom om die oorwinning te aanskou. As Josafat daar gestaan het en hy het geluister na sy raadgewers, ek is doodseker daar sou van sy raadgewers wees, wat die oomblik toe hy sê, kom ons trek uit, hierdie stad uit, wat vir hom sou gesê het, koning, ek dink dit is 'n goeie idee nie. Jy weet, hier is ons veilig. Hier het ons 'n muur om ons. Ons kan ons mense almal in die stad inbring en ons het water en ons het genoeg kos om uit te hou. Ons kan hier vanaf kan ons weg. Maar daar in die oopte, daar gaan ons verloor. Jy sien, dis maklik om op 'n veilige plek te bly, terwyl God vir jou sê, stap uit. Terwyl God vir jou sê, gaan staan op die plek waar jy oop en bloot deur die vyand gesien kan word. Gaan staan op daai plek en neem jou posisie in, want dis die posisie wat ek wil hê jy moet wees. Jy sien, jy moet iets doen om by daai plekkie uit te kom. Jy moet opstel, jy weet, soos hulle moes gereed maak. Vroegoggend opstaan, almal gereed kry, die leviete gereed kry, die sangers is op hulle plekke, en ek is doodseker, daai soldate wat hulle het almal met hulle wapens uitgegaan, en opgestel in hulle range, en elkeen het op sy rang gaan, in sy ry gaan staan, en basies om af te kyk daarna onder toe, na hierdie volk, daai volke wat daar voor hulle lê, en hier staan hulle moes iets doen om 'n plek in te neem. Broers, daar's iets wat jy moet doen om 'n plek in te neem, en jy moet God vertrou om dit vir jou te sê. So kom op die plek waar God jou die oorwinning gaan gee. Kom op daai plekkie. Kom op God se oomblik en God se plek. En kyk hoe hy die oorwinning vir jou bring. Neem jou posisie in, soos iemand wat gefokus is. As God vir jou sê, dis wat jy moet doen, doen dit. Moenie wegdraai nie, moenie daarvan wegwyk nie. Vertrou God om vir jou deur te kom, want die koning van die konings, die Here van die leerskarre het so gesê. Maar dan moet jy die aard van die saak seker wees, hy het dit vir jou gesê. Kom in jou posisie in waar jy veronderstel is om te wees. In Exodus, nou lees ons hierdie gedeelte. Julle ken die verhaal. Die Israeliete trek uit Egipte land uit, hulle is daar by die see. En hier kom die vyand aan, die Egiptenare kom hier van agteraf aan. Dit is hy vrees in hulle harte. Hulle het nou net weggevlug. En maar Moses, sê in vers 13, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie. Klink die woorde bekend. Staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Staan vas in geloof. Here, u gaan vir my die verlossing bring. Die oomblik wanneer ek en jy doen wat God vir ons sê om te doen, dan kom hy in aksie. Hy wag vir jou en my. Hy wag vir jou en my om te doen wat hy sê. So kom in posisie, ontvang die oorwinning. Maak dit joune. Kry daai deurbraak. Kry daai genade. Kry daai guns van God af. Dit wat hy vir jou instoor het, maak dit joune. Moenie net een kant staan nie, maak dit joune. Vat dit en trek dit vir jou aan en sê, hierdie is myne. Hierdie is myne, Here. Ek glo dit, u gee vandag vir my die oorwinning. Kom in hierdie posisie waarin jy moet wees. Al het die situasie nie verander nie. Dit sou lekker gewees het as die Here, terwyl hulle nou in Jerusalem staan, die Here alreeds sy volkie uitgewis het. En hulle net lekker kan stap en sê, kom ons vat 'n paar lorries saam, ons gaan 'n klomp goedjies terugbring.
Nee. Hulle stap uit en hulle weet nie wat God gaan doen nie. En dis baie keer hoe God werk, presies met jou en my. Hy sê vir ons doen, en ons weet nie presies wat hy gaan doen nie. Hy sê vir jou, neem posisie in, en jy weet nie wat gaan gebeur nie. Maar jy vertrou hom. Dis wat ons doen, ons vertrou hom, ons vertrou sy woord. Ons vertrou wat hy vir ons sê. Ons staan op, en ons kom in daai posisie, en ons word nie verskrik nie, en ons raak nie bevrees nie. Want ons hou vas aan dit wat die koning vir ons gesê het. Jy sien nie, hierdie posisie inneem, vereis absolute vertroue. Ek vertrou God. Josafat en die hele volk, daai mense is daar by hom, hulle het uitgestap en hulle self op daai rand gaan sit. Net nou, as jy nou die vyand is dit die maklikste ding om te dink, ons gaan hierdie ouens gou uitsort. Weet, julle gaan net so om, ons gaan so om, en hierdie ouens gaan sommer hier teen die kop uit, ons draf boor hulle is so klein, hulle is so min, en hulle is in die oopte. Dis was niks om hulle te vernietig. Dis, maar weet julle wat, dis wat ons koppies vir ons sê, die vyand dink. Intussentyd is die Here besig om te werk in hulle harte en in hulle lewens. So, wat moet ek doen? Wat moet ek nou doen om in posisie te kom? Jy het nou 'n situasie in jou lewe. Wat moet jy doen om in posisie te kom? Die heel eerste plek is, jy moet luister wat Heilige Gees vir jou sê. Glo jy dat God wil met jou praat oor jou uitdagings? Ja, natuurlik. Natuurlik wil hy vir jou iets sê oor jou en jou lewe en jou vrese. Hy wil in jou lewe inspreek en vir jou sê wat jy moet doen en hoe jy dit moet doen. Heilige Gees kan nie wag om met jou te praat nie. Jy sien maar nou, soos koning Josafat, hy en die hele volk draai om en rig hulle en verootmoedig hulle voor God en hulle sê, Here, hier is ons. En die Heilige Gees het vaardig geword, ons het dit gelees en met hulle gepraat. Jy sien, kom op daai plek waar Heilige Gees opdaag, want dan gaan iets in jou hart gebeur. Want dit gebeur wanneer Heilige Gees opdaag. Jy verander. Iets gebeur hier binne. Hy praat, hy werk, hy deel met jou en my. Hy kom in ons harte en hy spreek in ons harte. En dan luister na die inspraak van Heilige Gees. Luister. En jy luister met gehoorsaamheid. Want God sê baie keer vir jou en my om 'n situasie te hanteer op 'n manier wat ek en jy nooit sou gedink het nie. Jy sien, ons soek altyd die veilige uitkoms. Is dit so? Ja. As mense soek ons altyd die veilige uitkoms. Die uitkoms wat die minste geloof nodig het. Maar God sê, ek gaan jou op 'n plekkie sit waar jy meer as net min geloof nodig het. Ek gaan jou op 'n plekkie sit waar jou lewe gaan verander. Waar jy regtig gaan moet doen wat ek vir jou sê. Wat is nou aan die gang? Dis presies dieselfde, herhaal. Ek en jy moet onderskei tussen God se stem en ander mense se stemme. Jy sien, ek het net vir jou gesê, die raadgewers van Josafat kon vir hom sê, jy moet nou so maak, en weet, hier op die mure is dit baie veilig, en ek is doodseker, die hele volk het opgespring en gesê, nee, is baie veilig hier binnekant. Maar hier is 'n koning wat sê, ek kan nie luister na almal se stemme nie. Ek kan nie eens luister na my eie stem nie. Ek kan net luister na God se stem. En wanneer ek luister na sy stem en doen wat hy sê, dan kan ek op die plek kom waar ek veronderstel is om te wees. Jy sien, ietsie moet in jou en my hart gebeur. Dit gebeur wanneer Heilige Gees opdag. Gewoonlik is daar in ons harte vrees, né?
Dis mos nou deel van my situasie of omstandigheid. Daar's ongeloof, want ek bedoel, ons almal stoei maar daarmee wanneer vrees in ons harte kom. Ons is gerig op die sienlike, dit wat ek kan sien, wat ek kan verstaan. Ons is gerig in ons harte, dra ons baie keer wanhoop. Ons is verslae en ons het min. Jy weet, ons is min. Josef, ons is min mense. Hoe gaan ons dit maak? Ons het min wapens teen hierdie magdom wat teen ons is. Weet jy wat? Baie keer kyk ons so na ons. Wie van julle het al na die toekoms gekyk? Nou praat ek nou van die toekoms, môre se toekoms nie. Maar praat vir oor 10 jaar se toekoms en vir jouself gesê ek het te min. Het jy dit al gedoen? Jy sien, want dis waar ons denkraamwerk is. Want hy lyk soos 'n vyand. Hy lyk soos iets wat ons gaan te nakom. Jy sien, ons vrees moet in vrede verander. En dis wat Heilige Gees doen. En ons ongeloof in geloof. En die sienlike moet ons die onsienlike begin sien. Ons moet begin kyk met God se oë na dieselfde situasie. Jy weet, toe God na daai klompie mense kyk wat daar oor die rivier gekom het en van aan die ander kant die see af gekom het en laar opgestel het, het hy nie in vrees en bewering gegaan nie. Hy het presies geweet wie dit is. Presies geweet wat dit is. Daar's nie vrees by hom nie. Nou ek en jy moet leer om met sy oë te kyk, die oë van geloof. Ons moet wanhoop moet verander in hoop. Here, daar is hoop want U is in beheer. Daar is hoop en U gaan vir my deurkom. Van verslaanheid na oorwinning toe en van min na baie toe. Dis waar God wil hê ek en jy moet leef. So wat gebeur die oomblik as ek in posisie kom? Daai woordjie staan, daai posisie inneem. In die oorspronklike taal sê hy ietsie soos to station oneself resolutely, standing up in opposition or challenge, remaining fully focused. Staan op met geloof. Wanneer God vir jou sê, doen die, stap hier, neem hierdie posisie in, neem hierdie plek in, dan doen jy dit met geloof. Hoekom? Want hy het dit gesê, en daarom kan jy met geloof optree. Die vyand kom om te kom vat. Dis wat die vyand kom doen. Hulle het gekom om te kom plunder en roof en steel. En wat doen die Here? Hy verander daai oorwinning. As jy in vers 25, 26 lees, dan sterf al hierdie mense. En wat maak Josafat? In plek van om oorlog te maak, samel hy 'n magtige byt in wat hom 3 dae vat om bymekaar te maak. En sien, God verander min in baie. Moenie met daai stuk vrees in jou hart loop nie. Vertrou die Here en sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Hy gee nie net oorwinning nie, hy gee nog by. Want dis die God wat ek en jy dien. Hy verander omstandighede, hy gee meer as wat jy ooit kan vra. Josafat het net gesê, Here, help my met hierdie vyand. As jy die res van die verse lees, dan sien jy, God het nie net vir hom byt gegee nie. Maar God sê, ek gee vir jou rus rondom jou. En nie net dit nie, hy sit vrees in die harte van al sy vyande. Hoekom? Want 'n man het gekies om God te vertrou. 'n man het gekies om te sê, Here, as U vir my sê, ek moet reg voor die vyand staan en hom in sy oë kyk, en dit maak nie saak hoe magtig hy is nie, sal ek dit doen, want ek weet wie my God is. Ek weet wie die Here is wat vir my deurkom. So daar's 'n proses, en ek wil nou net vinnig so 'n recap laat ons hom kan verstaan. Met ander woorde, jy deel heel eers met die situasie. Deel daarmee. Met ander woorde, hier's 'n vyand. Wat moet ek maak met hierdie vyand? Hier's iets wat my vrees in my hart opwek. Hoe lyk hierdie ding? Wat is hierdie ding? Here, ek draai na U toe. Dis hoe ek daarmee deel. Ek draai na God toe. Nie my eie plan nie. Hy roep nie sy raadgewers nader en sê, hey, wat moet ons doen nie? Hy sê, God, ek gryp U aan.
Ek draai na U toe en ek sit my vertroue en my hoop op U. En hy verootmoedig hom. En weet jy wat sê jy as jy jouself verootmoedig? Here, ek het niks. En ek is niks. En ek het geen vermoë nie. En ek weet nie hoe nie en ek weet nie wat nie. Ek weet net U kan. Om na hom te draai en te sê, Here, I don't know how, I don't know what, but I trust you. En dan moet jy luister wat hy sê, want hy gaan opdaag, en hy gaan by jou kom stil staan, en hy gaan na jou luister, en hy gaan vir jou sê wat jy moet doen, en hoe jy dit moet doen. Daarna, kom in posisie. Met ander woorde, dit wat die Here vir jou sê jy moet doen, gaan doen dit. Nie meer nie, nie minder nie. Glo jy dat die Here wil met jou praat oor jou situasie? Ja, as ons dit glo, dan moet ek mos nou luister met 'n verwagting. En wanneer ek luister met 'n verwagting, dat hy gaan met my praat, en hy gaan vir my sê wat om te doen, dan hoor ek en ek doen dit. En die oomblik wanneer jy dit doen, dan kom jy in posisie. So doen wat hy vir jou sê, daar by daai plek. Jy sien, hy sê vir hulle, neem hierdie posisie in. Moenie veg nie. Moenie vrees nie, moenie weghardloop nie, moenie veg nie. Staan en kyk. En dit is nie noodwendig wat die Here vir jou sê in jou situasie nie. Maar as jy by hom gehoor het, doen wat ook al hy vir jou sê om te doen. Hy sê dalk nie vir jou staan en kyk nie, hy sê vir jou dalk iets anders. Hy gee dalk vir jou 'n ander raad, ander plan. Ons almal se omstandighede verskil van mekaar. So hy kom en hy gee vir jou spesifiek vir jou situasie 'n woord. Vat daai woord, doen daai woord en dan aanskou die oorwinning. Aanskou die oorwinning, want hy is wie hy sê hy is God. En dan wanneer jy klaar die oorwinning aanskou het, samel die buit in. Josef het kon net daar omgedraai en gesê, Here, dankie, die ons is weg, kom ons gaan huis toe. Nee, hy gaan samel die buit in. Broers en susters, dis wie God is. Hy gee nie net oorwinning nie, hy gee meer as oorwinning. En glo hom in jou situasie en glo hom in jou omstandighede. Hy gee meer as oorwinning. Dis vandag die 10de Mei 2026. In jou lewe op een of ander manier is die Here besig om te werk in jou. Jy is gebore vir vandag. Glo jy dit? God het nie besluit dat ek gebore moet word 100 jaar gelede of 200 jaar gelede nie. Hy het besluit ek moet in hierdie tyd gebore wees en in hierdie tyd leef en ek moet presies doen wat ek vandag doen. Want dis sy plan met jou en my. En dan maak nie saak hoe hierdie lewe lyk en omstandighede om ons lyk nie, God is in beheer. Jy is gebore vir nou, hierdie 2026, om jou plek in te neem in die koninkryk van God. God het 'n plan met jou lewe en 'n droom vir jou lewe en dit is tyd dat jy na hom toe draai en sê, Here, wat sê U vir my oor my? Nie ek nie, nie ander mense nie, wat sê U vir my oor my? En luister, en wanneer hy dan praat, dan doen jy, want dan gaan jy in die perfekte wil van God wees en dan bring God oorwinning. En hy breek deur, en hy lig op, en hy doen al die goed wat magnifiek is en wonder. Jy is geroep, jy is geplaas, jy is opdrag gegee vir hierdie dag, vir hierdie tyd waarin jy nou leef. En ek wil dit nou net vir jou by sê, dit sluit jou kinders in. Dit sluit my kleinkinders in, wat ek na kyk, en wonder hoe gaan die lewe vorentoe lyk. God het hulle beplan vir hierdie dag. Vir hierdie tyd, vir hierdie oomblik. God het jou beplan vir hierdie oomblik. God het jou beplan vir jou omstandighede waarin jy nou is.
sodat jy daarin kan opstaan en sê, Here, ek gaan meer as 'n oorwinnaar hier uittreë. Ek gaan die oorwinning van God in my hart en in my lewe en in my gees sien. Vertrou God dat hy ook jou kinders en jou kleinkinders en jou mense om jou sal help om hulle plek in te neem in sy koninkryk. En om die verskil te maak wat hulle veronderstel is om te maak. Ek wil vir jou 'n kort videoetjie speel wat ek ruk gelede gekry het van iewers af. Ek dink dit het so 'n paar keer by my uitgekom. En ek wil hê jy moet net na die woorde luister. Miskien het jy dit al gehoor, en dan hoor jy dit nou gou weer. Is jy reg daar? This has been on my mind all day. You know, they say that the earth is 6,000 years old, right? 6,000 years of human stories, 6,000 years of kings and kingdoms, prophets and promises, 6,000 years of battles, miracles, revivals, and rebellions. And through all of it, God was watching. Through every generation, He chose when and where every soul would enter time. He chose Abraham for the wilderness, Moses for Exodus. He chose David for Goliath. He chose Esther for Persia. He chose the apostles for the first coming of Christ. But now, I could cry. After all this time, He chose you. He chose me to be here, right now, at this moment in history. Why? Why not the disciples? Why not Elijah or Isaiah? Why not Paul? Why did He save you for the last chapter? I think Ephesians 2:7 really gives us a glimpse into that. It says that in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. To me, it says a lot that you were chosen to witness this final masterpiece, to be a vessel of His grace in a generation that is drowning in darkness, to shine, right? When the world grows cold and dark, to speak truth when lies are louder, to endure, not because you're strong, but because He is strong. The Bible says in Acts 17 that He hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. That means He didn't guess. He planned for you to be alive right now, before the foundation of the world, before Genesis 1:1. He saw your face. He knew the temptations that you would face. He knew the trials. He knew the culture that you would stand against, which is crazy. He knew how hard it would be to stay faithful when the world calls everything foolish. And still, He said, this is the one I want for the last days. You were not born late. You were born on time. When Jesus described the end times in Matthew 24, the deception, right? The wars, the lawlessness, He was also thinking of you. And He knew that you would carry His name when others would run. That you'd keep your lamp burning when others go dim. You'd stand when the world kneels to idols. You'd speak when the truth gets silenced. He could have picked anyone, but He picked you. Not because of your strength, but because of your purpose. And friends, that means that your life isn't random. Your struggles aren't meaningless. Your battles are not unnoticed. It woke me up today. We could potentially be living in the most prophetic, climatic,
history-defining moment since the resurrection of Christ. And that's not something to fear. That's something to honor. What a privilege to be trusted with the final chapter. And the signs and the word is showing us that this could be the final chapter. What an honor to carry his name when it costs everything. What a joy to know that before time began, that God believed in you. Why can't we see that? He believed that you would make it. He believed that you would fight. He believed that you would run your race and finish it. This is not just the end. It's the grand finale. The kingdom is coming at some point. The time is picking up quicker and quicker and quicker, just like it said. And you were chosen to help usher it in. So don't lose heart. Don't grow weary. You were born for a time such as this. You're not just surviving in these last days. You were handpicked to live them. Because in the heart of God, you were always part of the plan. And now, it's our time. It's our time. That in the ages to come, he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. That's our purpose. Let's show the world who he is. You were chosen. Amen and hallelujah. I'll see you in the clouds in his time. What a time to be alive, and what a God that we serve. Amen. Kom in posisie. Kom in posisie vir jou vrees, jou hartseer, jou pyn, jou vyand. Kom in posisie vir die posisie wat God vir jou beplan het en aanskou die oorwinning. Maar ek wil ook vir jou sê, kom in posisie want jy's gemaak vir 'n tyd soos hierdie. God het 'n plan en 'n droom met jou lewe. En as ek en jy kan veilig in die stad bly sit in die torings om ons en die mure om ons, maar jy gaan nie God se deurbrake sien nie. Jy gaan nie die oorwinning sien nie, jy gaan nie die byt insamel nie. Jy moet uitkom en jy moet vir die Here sê, Here, waar wil U hê moet ek wees? Watter posisie wil U hê moet ek aanneem? Gaan luister, gaan praat met God, gaan luister na Heilige Gees and take up your position. Man, doen wat God vir jou sê om te doen. Ons leef in hierdie tyd wat stadig besig is om uit te loop. En soos wat hy daar gesê het, jy's gekies vir 'n tyd soos hierdie. So neem jou plek in vir die tyd waarin ons leef. Moenie net vreesbevange sit en sê, wat gaan ek doen oor môre nie, maar gryp vandag vas en sê, Here, ek gaan in posisie kom. Ek gaan met my lewe 'n verskil maak in die koninkryk van God. Ek gaan opstaan en ek gaan die oorwinning aanskou. Dis wat ek gaan doen. Dis die keuse wat ek maak. Kom in posisie. Maak ons so toe en dan bid ons saam. Vader, dankie vir U woord. Dankie dat U met ons praat, met ons deel, met ons werk. Dat U in ons lewens inspreek, dat U Uself kragtig in ons harte kom openbaar. Dankie vir die lewe wat U gee, vir oorwinning wat U gee, vir uitkomste uit deurbrake wat U bring, Here. Hier is vanoggend mense wat moet posisie inneem. Manne en vroue wat na God toe moet draai en sê, Here, praat met my oor waar ek moet staan, watter plek, watter posisie ek moet inneem, dat ek daar kan gaan staan en nie sal weghardloop nie, maar sonder vrees en sonder bewing in geloof my plek inneem wat God bepaal het ek moet inneem, sodat ek die oorwinning kan aanskou. Dankie, Here. Dankie, Here. Here wil vir jou oorwinning gee oor jou situasie en jou omstandighede, oor jou lewe, oor die goed wat vrees by jou opwek. Miskien sit jy vanoggend hier en jy sê, Here, ek hoor hoe dat U vir my sê, daar's 'n plek en 'n posisie wat ek moet inneem in U koninkryk, in diens, in
wat ook al ek moet doen, in Jesus naam wil ek dit doen. Ek wil graag saam met jou bid. En as jy vanoggend vir die Here wil sê, I will take my position, Lord. Ek gaan my plek inneem. Ek gaan by U hoor waar daai plek is en ek gaan dit inneem en ek gaan dit doen. Ek wil saam met jou bid. As jy vir die Here wil sê, hier is ek, Here, ek gaan my posisie inneem. Staan op jou voete. Staan op jou voete. Sê dit net vir die Here, hier is ek, Here. Hier is ek. U ken my hart, U ken my omstandighede. Of dit iets is wat jy vrees, omstandighede, maak nie saak nie. Of dit gaan oor jou plek wat jy moet inneem in die koninkryk van God, in Jesus naam, vat daai plek, staan op en sê, Here, hier is ek. Vader, U sien elke man, 'n vrou wat voor U staan en sê, ek gaan my plek inneem. In Jesus naam, ek wil vra, Heilige Gees, deur die genade, word vaardig oor elkeen en spreek in elke hart in en lewe in en sê presies wat dit is wat hulle moet doen, watter posisie hulle moet inneem, waar hulle moet staan, wat is die plek wat hulle moet inneem, Here, sodat hulle die oorwinning kan aanskou, die oorwinning in hulle eie persoonlike lewens, maar ook, Here, die oorwinning wat God bring, deur die posisie wat ons inneem in U koninkryk, deur die plek wat ons inneem om vir U in diens te wees, in hierdie tyd waarin ons leef. So dankie dat U ons daarmee help, Here. Dankie dat U kragtig bonatuurlik vanoggend vir mense wys wat om te doen, waarheen om te gaan en hoe om dit te doen in Jesus naam. En dat ons in oorwinning sal wees. Ek bid U in Jesus naam, Vader, dat hulle die oorwinning sal aanskou, soos wat God ingryp in hulle lewens en omstandighede. Here, as daar 'n vyand is wat opgestel is teen enige iemand vanoggend, 'n vyand wat vrees opwek in die harte van manne en vroue, in die naam van Jesus spreek ek oorwinning oor daardie vyand, Here. Ek spreek dat U dit sal verbreek, soos wat U daardie konings op daardie vlakte verbreek het, Here, dat U ook hierdie vrese en hierdie vyand sal verbreek in mense se lewens, in Jesus naam. En oorwinning bring, en meer as oorwinning, dat hulle ook 'n buit sal insamel, Here, van oorvloed in die naam van Jesus Christus. Dankie dat ons dit kan proklameer, dankie dat ons dit kan bid, dankie dat ons dit kan vra, in die naam van Jesus, die koning van alle konings, bid ons dit, en ons gee aan U die eer, in Jesus se wonderlike en lieflike naam. Amen.